Welkom terug by Nou die Blou. Ons praat nou oor hierdie naweek se bepalings. Jaco, soos ek gesê het, nou vir jou gesê het, ek kan nie wag vir die naweek se bepalings nie. Ons het nie vir Naka laaste naweek gesien nie. Naka speel teen Harlequins. Wat dink jy gaan daar gebeur? Dis 'n tuisgame vir Quinn, ag vir Naka. Naka, ja. Ja, eina, dit kan wel Gold Cup Naka wenners. Naka het laas jaar by Quins verloor. So kom ons gooi niks weg nie. Dis Naka se eerste wedstryd, hulle laaste in die bulle gespeel. Ja. En dit was 'n game geweest. So hulle het nog nie gespeel nie. Kom ons kyk hoe hulle speel. Hulle het laaste by game wat hulle gespeel het, hulle verloor teen die Rhinos. So Ja. let's see. Wel, die skotte gaan krap. Die volgende een is Centurion teen Tuine. Wel, Is daar by Centurion? Centurion se ster is in die lug. Hulle wag vir die Grizzlies. reg. Wat is jou planne met hulle? My plan is om te gaan wen daar. Ja. Daar's nie 'n ander plan nie. Ons gaan definitief gaan en ons gaan om te wen. Dis klaar. Kom ons gee 'n bietjie krediet vir Centurion. Almal Great dink hulle stuff. is 'n Nou, sakkenaars. wat gebeur het met hulle en wat om Duif gebeur het daar en die coach wat gewaai het. Maar weet jy wat? Centurion is so groot opvangs, né? Kyk net hoe vinnig het hulle gerebound. Hulle het my kom speel nou die dag hierso, hulle het teen my gewen. Hulle het vir Quins gewen die naweek. So moenie nooit Centurion weggooi. Ek dink jy moet enige klub weggooi nie. Die ou wat die naweek daarsom met opdag, ek meen 34-31, 26-24. Ja. Dit is 'n strafskop of dit Dis is 'n rugby wat knip in jy die wil oë. sien. Nee, verseker. So gaan close wees. Ek Hoed hoop af dit nee is vir close. Duif Bergman, Oukeland, ou man wat dinge weer binne 'n kort rukkie bymekaar gekry het. Hulle was nie in die Kaapse Superliga gewees nie, maar ewen met Jacques was sy eerste jaar by die Carlton Beker wat altyd dis die moeilikste job om 'n afrigter wees by 'n nuwe klub wat almal wat gewaai het. Ek haal my hoed af vir hulle. Laat hulle daar staan. Centurion, well done. Laasweek se wen vir julle. Baie geluk daarmee. Ek dink dit is 'n great resultaat vir Centurion rugby. So dis gaan 'n great naweek wees van goeie rugby. Harde rugby. Ons gaan 'n bietjie praat nou oor die Presidentsliga wat ook plaasvind. Nou hier's ook 'n paar interessante wedstryde. Atteridgeville teen Harties. Nou Harties is 'n span wat al baie jare lank betrokke was by die bulle. Atteridgeville het goeie wenner laas naweek gehad. Wat dink jy, wie gaan daar wen? Ja, wel ek dink Harties sou geleer het uit laas naweek se verlore teen Pretoria. So ek glo hulle sal hierdie naweek hulle het ook nie nog regtig rugby gespeel nie. So kom ons kyk wat gebeur. Ou wil graag hê daai klub moet opstaan, so great stuff vir hulle. Kom ons kyk vir 'n close game. As dit 'n close game is ek happy. Dan die tweede wedstryd van die naweek is die twee bure daar in die ooste te mekaar. Bronkhorstspruit teen Esterus. Onthou, Esterus het 'n ryk geskiedenis. Hulle is besig om hulle dinge op te tel. Teen Bronkhorstspruit. Ek dink hierdie Is dit by Esterus? Dis by Bronkhorstspruit. By Bronkies gaan dit moeilik wees. Ek sê nou vir jou. En die koue kom die naweek. So as jy baie veld by Bronkers, as jy by Bronkers by op die veld gaan staan en vries jou tone af. So jy gaan moet weet, dit gaan 'n close Vat jou OBS saam. Ek dink dit gaan baie koud wees daar. Nee, is beter. Die derde wedstryd Buffaloes teen Harlequins. Kan Buffaloes terugkom? Harlequins se sterkte is ook in die lug. So Ek dink Harlequins. Harlequins daarso en dan die laaste wedstryd in die Presidentsliga. Knights teen Pretoria. Wat 'n game gaan dit nie Ja, wees nie. daar's jou game van die naweek dink ek daar, regtig, want Pretoria se sterkte in die lig en Knights se sterkte in die lig. Hulle is baie naby mekaar en ek dink dit gaan die game wees om te kyk. Dan by die Shield afdeling. Eerste wedstryd daar is Harlequins teen Brits. Wat ook 'n lekker wedstryd kan wees. Ja, wel kyk, Brits is ook op die stadium. Hulle wil graag terugkom. Hulle het groot velde daar, hulle korte leier daar. As iemand daai veld kan vat. Hulle was 'n Carlton klub geweest, né? Hulle het ook 'n jaar Carlton gespeel, Was in die finaal van die Carlton Beker. Ja, so daai ouens kan dit doen. Die boertjies daar in die omgewing, die manne wat die skape ronddra, hulle kan. En as dit moeilik, waar speel hulle by Brits? Nee, Harlequins. Ek wou net sê wel Brits is baie moeilik om te Nee, speel. Brits is altyd Dis moeilik. moeilik game daar. Dan die tweede wedstryd daar, Silver Falcon teen die Knights. Ook bure, eintlik baie naby. Ja, hulle is mekaar. baie na mekaar. Ja, ek sal sê vir die Knights. Ek sal ook met hulle gaan daarso. Dan die derde wedstryd Noordelikes teen Stanza. Stanza het die laasweek gespeel nie. Is dit hulle eerste span of tweede span hierdie? Ja, tweede span. Bueno, hulle eerste spanne speel in ons liga in die nee, dis hulle derde span daai, Ja. né? Want hulle derde span speel daar. Ja, wel Noordelikes staan lekker op. Hulle speel Carlton een reserve as ek dit so kan sê. So hulle speel teen al die Carlton se tweede spanne. Ja, great stuff. Ek dink hulle moet dit doen. Hulle moet fight vir bo, so hulle kort daai diepte. Dan die laaste wedstryd daar, Weslikes teen Cullinan. Dis nou eintlik Wes teen Oos. Ja, dis die verste klub hier en die verste klub daar. Ja, kyk sal by Weslikes speel. Gras gaan 'n bietjie harder wees. Daar by Cullinan is al nie regtig gras partykeer nie. So ek het al in stofwolke daar gespeel. Dan by die senior afdeling nou by die Shield afdeling, Mamelodi teen Noordelikes die eerste wedstryd daar. Ja, wel al twee is nuwe twee klubs. So kom ons kyk. Ek kan nie vir regtig sê daar nie. Mamelodi sukkel nog op hierdie stadium. Ek dink hulle is besig om hulle dinge in Noordelikes plek is te ook 'n kry. nuwe is ook 'n nuwe spannetjie, so ons hoop dat hulle Noordelikes kan doen. Belgium College
Ja, dit gaan 'n goeie wedstryd wees. Dan Elmypies teen Nakabille 4. Nee, Nakabille. Ek dink ook daar's so. Dan Tshwayeng teen Hartbeespoort Poort, Kwena. Kyk, Tshwayeng het altyd 'n geskiedenis van hardloop rugby. Hulle is nie ouens wat lyne skop en daai tipe dinge doen nie. So as hulle hardloop rugby speel, is hulle baie moeilik, hoor. Dan die laaste wedstryd daar is Noordelikes teen Knights. Groot ene wees. Ja, ek dink dit is ook 'n thriller wees daar. Wat ene wees. Dan kyk ons gaan na die Cup divisie by 120 spanne. En ek dink hierso is dit ook weer 'n interessante naweek wees. Hulle speel almal al hierdie wedstryde is Vrydag aand. Tuks teen Harlequins. Wel, hang af wat 'n Harlequins is. Dit nou Harlequins met Mpumalanga of is dit Harlequins ja, wel ek dink ja, wel dit kan 'n game wees. Hulle speel seker op waar speel hulle op Loftus of speel op Queens? Hulle speel op Loftus. Loftus. Ja, kyk, tikkies, ja. Sal ek maar by julle, hulle naby stap afstand. Ja, wel dit kan 'n goeie game wees. Dan dink ek Centurion teen NAC. As jy nou gesê het dis die laaste jaar se finale gewees. Ja, daai is jy reg, maar ek is seker ek is reg, maar Centurion teen NAC gaan 'n baie goeie wedstryd wees. Dan is dit maar basies die B-span wat teen mekaar gaan speel. So dit is die verrigtinge vir die naweek. Ek dink ons sien uit na ongelooflike goeie Castle Carlton beker rugby. En ons gaan vanaand afskop en afsluit hierso by Grizzlies Rugby Club met John Boutser wat sing. Jaco, baie dankie vir jou moeite vir jou wat jy doen vir die gemeenskap. Ek dink nie mense besef watter fasiliteite hier ons gaan baie goedjies doen nou vanaand en video's maak. Maar ons sê dit vir jou baie dankie vir Grizzlies en dat julle ons ontvang het hier vanaand. Baie dankie. Ons sien uit na jou seisoen. Ons weet jy het 'n paar dinge in die mou wat julle gaan uitlaat een of ander tyd, maar vir julle en vir die gemeenskap daar buite sê ons baie dankie. En soos ons met elke episode maak is jy die voorreg om sê nou die blou. Nou die blou. Dankie, ek waardeer. Dankie vir die show en sterkte met hom. Dankie, ek waardeer. Sterkte vir al die manne wat die naweek gaan rugby speel. Ons gaan definitief ons bloed is blou, wat kan ons sê. Dis hy. Hou ons dop.